Hartlik goeiemôre, mag die Here baie ryklik seën as die wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, selfs die roofvoëls het nodig om hulle gedurig deur te reinig en skoon te was. U sien die stof in hulle vere sal hulle baie swaarder maak in die lug en maak dat hulle minder effektief sekerlik op hulle prooi sal kan afduik en hulle prooi sal kan vang. En daarom het hulle nodig om hulle te reinig en skoon te maak ook, sodat hulle die beste roofvoël kan wees wat hulle kan wees. So is dit vir ons as kinders van die Here ook sekerlik nodig om te weet dat ons het nodig om ons ook so te reinig sodat ons die beste vir die Here kan wees en dat ons juis na die Here toe moet kom. Daarom word daar in die Bybel verwys na twee ondervindings, liewe vriende, wat daar moet wees. En ek wil u graag vanoggend vra, weet u van die twee ondervindings? Daar's twee ondervindings wat in elke mens se lewe behoort te gebeur. Al twee hierdie ondervindings is God se wil en God se begeerte vir elke mens op hierdie aarde. En nou moet eers die eerste ondervinding ondervind of ervaar voordat jy die tweede een sal kan ondervind en ervaar. En u moet weet van hierdie twee. So as u vandag sê ek is wel 'n Christen, dan beteken dit daar is nog ondervinding wat baie nodig is. Nou die eerste ondervinding is 'n mens moet gered wees. Ons lees van die disippels hoe die Here Jesus in Lukas 10 vers 20 sê: "Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is." En liewe vriende, en hier is die wonderlikheid. Hulle name is in die hemel opgeskrywe. Die Here het op hierdie oomblik al bevestig dat die disippels gered is en dat hulle die Here aangeneem het as hulle verlosser en saligmaker. Natuurlik is daar nie verwys na Judas in hierdie gedeelte nie, maar na die ander kinders van die Here en dat hulle werklik waar tot bekering gekom het. En so moet u weet van hierdie eerste ondervinding. U moet weet van 'n plek in die lewe waar u die Here vertrou het om u sy kind te maak en dat u gered geword het en dat u seker is dat u op pad hemel toe is. Nadat u seker is dat u op pad hemel toe is, liewe vriende, sal daar 'n tweede ondervinding wees en dit word genoem om vervul te word met die Heilige Gees. In Handelinge 2 vers 4 lees ons en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Hierdie selfde disippels van wie die Here gesê het dat hulle name opgeskryf is in die boek in die hemele. Is dit nou dat hierdie selfde disippels in daardie oomblikke vervul is met die Heilige Gees en ons weet hoe hulle diensbaar en bruikbaar vir die Here geword het, hoe die Here hulle kon aanwend tot eer van sy naam ook. So die eerste ondervinding was nodig om te weet dat hulle hemel toe gaan en die tweede ondervinding is nodig om te weet dat ek 'n bruikbare instrument in die hand van die Here is. In Handelinge 15 vers 8 en 9 getuig Petrus hulle hiervan. Hy sê en God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. U sien, dit was hoe die Here dit gedoen het vir sy disippels en toe nou vir elke kind van die Here daarna is dit presies dieselfde saak. Ons hart moet gereinig word, ons hart moet skoongemaak word deur geloof wat ons in die Here Jesus Christus plaas om dit sy kosbare bloed ons hart te reinig en skoon te was, sodat ons vervul kan word met die Heilige Gees. So hulle harte is gereinig en toe kon hulle vervul word. So liewe vriende, om dit saam te vat, in Psalm 51 vers 7 getuig Dawid, hy sê kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en sonde het my moeder my ontvang. Almal is as sondaars gebore, almal moet gered word. En dan kom sê in vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my vaste gees. Nadat hy nou 'n kind van die Here geword het, het hy hierdie onreinheid in sy binneste ontdek en hy sê dit het my hart, my hele wese onrein gemaak dat ek nie diensbaar vir die Here kan wees en nie in oorwinning kan leef soos ek moet nie. En ek wil dit wees, ek wil diensbaar wees, ek wil in oorwinning leef. En daarom het ek nodig dat my hart gereinig moet word, sodat ek diensbaar kan wees. So weet u vandag van hierdie twee ondervindings: 1, dat u gered is, 2, dat u dan ook vervul is met die Heilige Gees. Dit moet elke kind van die Here van kan getuig. As jy nie van een van die twee getuig nie, kom soek die Here vir redding. En nie as kind van die Here, soek die Here vir vervulling met die Heilige Gees. Kom ons bid. Ons dierbare Here, dankie dat dit u wil is vir ons, en dat u wil duidelik aan ons openbaar, en ons bid vir hulle wat nie daar is nie, dat hulle daar sal kom. Amen.